Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend die woord van Jesus met julle te deel. Vir die eerste keer hierdie jaar, ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie glo die eerste maand van die jaar is verby nie. Gister toe dink ek, as jy vir 12 ure wakker is in 'n dag, dan is die eerste uur nou verby. En ek hoop jy daai uur goed gebruik. Ek hoop jy het goed gerus, ek hoop jy het hard gewerk. Ek hoop jy het genoeg tyd vir die Here ook gemaak in hierdie uur wat nou reeds verby is. Ons gaan dit nooit terugkry nie. Maar ek hoop regtig dat die eerste maand van 2026 vir jou goed was. En ons het baie gepraat in Januarie oor ons tema vir die jaar, ons visie vir die jaar. En dit is sy lig gee hoop, leef liefde. En ons het gesien daar's 3 belangrike dele, lig, hoop en liefde. En Bjorn het gesels oor dat dit sy lig is. Hy is die bron van lig. Dit is sy lig wat vir jou, dit is sy woord wat vir jou 'n lamp op jou pad kan wees, 'n lamp vir jou voete. Wanneer jy die Here aangeneem het, dan begin sy lig in en deur jou skyn. Maar ons het ook in Januarie die visie van ons kerk so bietjie vereenvoudig na God, gesin en gemeenskap. En dit beteken, ek kan daai lig nie net vir myself hou nie. Die Bybel waarsku eintlik daarteen dat as ek my lamp onder 'n maatemmer wegsteek, die lamp skyn nog steeds. Maar niemand kan daai lig sien nie. Niemand kan daai hoop wat die lig bring met jou deel nie. En daarom glo ek regtig is ons geroep as ligdraers. Dis sy lig wat deur ons skyn, maar mag ons dit so skyn dat ander dit kan sien en mag dit ook vir hulle hoop bring. Daar word gepraat van 'n hoopvolle toekoms. As ek hoop het, dan beteken dit ek sien uit na iets wat beter is as wat ek kon dink of vir myself kon droom. 'n Hoopvolle toekoms sê, God beloof vir ons 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. En dit is wat die hoop gee. Maar dan as jy na daai visie kyk, 'n belangrike opdrag aan die einde. Leef liefde. Leef liefde. En met hierdie visie en gedagte wil ek graag vanoggend 'n storie met jou deel wat jy definitief al baie gehoor het. Maar 'n klomp jare terug deel die Here met my hierdie openbaring aan hierdie storie. En toe ons besig is om oor die visie te praat van hierdie jaar, weet ek net, dis iets wat ek graag vanoggend met jou wil deel, maar glo ek ook, dis iets wat die Here vanoggend met jou wil deel. Lukas 10 vers 25, ons gaan in Lukas 10 lees vandag, as jy graag saam wil lees. Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dis asof ons vanoggend self wil vra, Jesus, wat moet ons doen om die ewige lewe te verkry? Jesus, wat kan Klein Karoo gemeente anders doen, sodat ons vir ewig saam met U kan leef? Ek glo dit is elke kind van God se hartsbegeerte om vir ewig saam met hom te leef, maar ons kan kom vra vanoggend, Here, wat kan ek doen om dit te kan beleef en dit te kan verkry? Jesus, hoe lyk dit as ons sê ons is ligdraers? As ons sê ons leef liefde? En Jesus antwoord hom in vers 26 en hy vra vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? En vir my is dit asof Jesus sê, ek dink jy ken die antwoord. Hy weet die wetgeleerde ken die antwoord, want hulle leer dit uit hulle kop uit en hulle resiteer dit die hele tyd. Sê jy vir my wat staan daar geskrywe? Sê jy vir my wat is die antwoord? En hy antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself.
Ons het verlede jaar 'n reeks gedoen met alles, om die Here lief te hê met alles. Al jou gedagtes, al jou emosies waarvan ons gepraat het vanoggend, jou hart, jou gees, jou siel, met alles die Here lief te hê. Maar ook jou naaste soos jouself. En Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal die lewe verkry. Doen dit. Nie sê dit nie leer dit uit jou kop uit nie sorg dat jy dit ken wanneer iemand belangrik jou vra nie. Doen dit en jy sal die ewige lewe verkry. Maar die wetgeleerde gaan en hy sê, Here, maar wie is nou eintlik my naaste? En dit voel regtig vir my of hy 'n grys area wou vind. Here, waar trek ons die lyn? Is daar 'n loophole wat ek kan kry uit hierdie uit? Dit is seker nie vir almal nie. Here, ek hoef seker nie dit teenoor almal te doen nie. Here, God, gesin, gemeenskap, God is maklik. Ek wil saam met U tyd spandeer. Ek wil U loof, ek wil U prys. Selfs my gesin is die mense wat in my huisplek is lief vir hulle. U het hierdie kinders vir my gegee. Maar joh, Here, die gemeenskap deel weet ek darm nie mooi van nie. Here, daai kar wag het seker nie ook my liefde nodig nie. Weet U, hy koop drugs met daai geld. So probeer ons die lyne skuif om ons te pas. Here, ek is okay as hierdie kerk staan vir God en vir gesin, maar ek weet nie so mooi van die gemeenskap nie. Here, ek is okay dat dit U lig is wat in my is en vir my hoop gee, maar daai laaste deel, ek weet nie so mooi nie. Leef liefde. En Jesus begin hierdie storie vertel, wat ek weet jy baie goed ken, van 'n man op pad van Jerusalem af na Jerigo toe, wat deur rowers aangeval is, geslaan is, al sy goed is gesteel, sy klere is uitgetrek, en hy is daar gelos om dood te gaan. En 'n priester het verbygekom, en die Bybel sê, hy het gesien daar's 'n probleem, en hy het ver langs verbygeloop. En in my kop as 'n klein dogtertjie het ek altyd hierdie prentjie gehad dat dit 'n groot woestyn was en die hittegolwe kan jy sien. En hy het daar ver gesien hier's probleme, so hy gaan ver verbystap. Dat as iemand hom vra, het jy daai man gesien in die woestyn, kan hy sê, o nee, glad nie. Maar toe gaan Google ek hoe lyk die pad tussen Jerusalem en Jerigo. En dit wil ek graag vanoggend vir jou wys. Klipperig, afgrond, smal paadjie. Wat vir my sê, daai priester het presies geweet wie voor hom lê. En hy moes of bo oor hierdie ou klim, of ver langs verbygaan, maar dit beteken, as jy na die volgende prentjie kyk, hy het sy lewe gewaag om ver langs verby te gaan. Hy het gekies om eerder oor die klipperige afgrond verby te gaan, as om hierdie man te help. Die leviet het verbygekom en presies dieselfde het gebeur, en as ons kyk na die priester en die leviet in daai tyd, was nie eintlik die mense wat vir die dorp sou lyk, na die wat meer geneig sal wees om te help. Maar hulle kies om by hierdie man verby te stap. Hulle kies om dit te ignoreer. En soos wat ek dit lees, wonder ek by myself, het ons nie maar ook so geword nie? Het ons nie maar ook so geword dat ek kies om oor jou te trap, of ver verby te gaan op die klippe, dat ek tog net nie moet regtig hoor hoe dit met jou gaan nie. Net nie moet hoor wat jou pla nie, want dan moet dit ook op my lang gebedslys kom. Is ons nog op 'n plek waar
Of is ons op 'n plek waar ons oor hierdie probleme kyk? Ons blind hou vir hierdie probleme. En ek sluit myself definitief daarbey in. Ons raak so besig want ons is op pad hierdie goed toe. Ek kan nie by jou stop nie, ek kan nie vir jou aandag gee nie. Ek hoor jy kry swaar. Ek sien jou nood. Ek ervaar jou emosie. Maar ek kan nie vandag vir jou aandag gee nie. En ongelukkig gebeur dit in ons huis ook. Ek sien die rowers het by jou kom steel. Maar net nie vandag nie. Ons is op dieselfde plek. In hierdie gemeente kom ons elke Sondag hier by mekaar. Fisies is ons mekaar se naaste. Ons sit by mekaar. Ons is by mekaar. Ons woonbediening is saam by. Maar is ons nog werklik mekaar se naaste? Sien ek jou nood raak of stap ek ver langs verby oor die klippe waar ek my eie lewe in gevaar sal stel solank ek jou net nie hoef te help nie? Is ons nog mekaar se naaste? Is ons so betrokke by ons eie gedagtes dat ons vergeet het daar's iemand wat langs jou sit wat dalk 'n groot behoefte het? En ek sê nie vanoggend jy hoef alles wat jy het uit te deel, vir jou klere uit te trek en vir iemand te gee nie. Maar is ons nog bewus wanneer die vyand kom steel by ons naaste? Sit ons nog om die tafel dat ons mekaar in die oë kan kyk en kan sê, ek sien dat dit met jou nie goed gaan vandag nie. Of ek sien daar's oorvloedige joy in jou, ek wil deel in jou vreugde. En gelukkig vir hierdie man wat langs die pad gelê het en die priester het oor hom geloop en die leviet het verbygegaan, gelukkig vir hom het die storie nie daar geëindig nie. En gelukkig vir my en jou het die storie nie daar geëindig nie. Lukas 10 vers 33 sê, maar 'n Samaritaan wat op reis was, nou die Samaritaan het definitief op die oog af volgens daardie gemeenskap definitief nie na die ou gelyk wat sou help nie. Het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Kry ons mense nog innig jammer? Daar's 'n groot verskil tussen simpatie en empatie. As ek met jou simpatie het, dan sê ek, "Shame, ek is baie jammer om te hoor." Maar wanneer ek met jou empatie het, dan sê ek voel innig vir jou. Ek het ook nog nooit deurgegaan wat jy deurgaan nie. Maar ek gaan probeer om myself in te dink hoe jy moet voel, sodat ek regtig saam met jou kan bid, saam met jou 'n plan kan uitdink, regtig vir jou kan voel. Nee, ek het nog nie kanker gehad, of 'n kind aan die dood afgegee, of 'n lewensmaat verloor nie. Ek het dit nog nie self beleef nie, maar ek kan my indink hoe jy voel, en daarom wil ek saam met jou, ek wil afbuk en jou versorg, want ek kan sien dis wat jy dringend nodig het. En partykeer is al wat ek jou kan gee, om saam met jou te bid. Maar wat 'n kosbare geskenk as jy weet, iemand bid regtig saam met jou. En die Samaritaan het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Klein Karoo gemeente, gaan leef jy ook liefde. Gaan maak jy ook so. En
Ek kan nie dink wat dit aan ons gemeente en ons gemeenskap en ons skole en ons ouerhuise en ons versorgingseenheid en ons hospitale sal doen as dit ons ingesteldheid is. As dit ons uitkyk is om te gaan en ook so te maak, want dis die opdrag van Jesus. Ek wil hê jy moet gou-gou 'n bietjie dink, ken jy so 'n barmhartige Samaritaan? Dalk is daar iemand wat aan jou tegemoet gekom het en nie ver langs verbygestap het nie. Party mense leef net omgee so maklik. Party mense sê, ja, ek is op pad iewers heen en ek is op 'n missie. Maar ek gaan tyd maak om by jou stil te staan. Ek gaan tyd maak om jou wonde te versorg en jou op my rydier te tel. Maar ek wil julle vanoggend blootstel of voorstel aan die ultimate barmhartige Samaritaan. Die een wat nooit ver langs verby sal stap nie. Die een wat afbuk en sê, ek sien jy het seer, ek sien jou raak, ek hoor jou hulpgeroep en ek is hier om jou wonde te versorg. Ek is hier om jou skuld te betaal. En wanneer ek terugkom, sal ek betaal wat uitstaande is. Die beste voorbeeld, Jesus Christus. En ek weet, as jou sondagskooljuffrou gevra het, watter een van hierdie lyk so die naaste, dan hoop ek jy die barmhartige Samaritaan gekies. Maar ek kan nie help as om Jesus in hierdie verhaal raak te sien nie. En is dit nie ons almal se begeerte om elke dag meer en meer soos Jesus te wees nie? Meer en meer soos Jesus te leef nie? Die eerste ding wat hier vir my uitstaan is dat Jesus die mense innig jammer gekry het. Innig jammer, ons lees 'n paar keer daarvan, hy het gehuil saam met mense wat hartseer is. Hy was op pad om Jairus se dogtertjie te gaan gesond maak, want hy het hom jammer gekry, hy het innig vir hom gevoel. Maar hy was so bewus van mense se emosies, dat hy kon voel, daar's iemand wat aan sy kleed vat met 'n groot nood. En hy was op pad iewers heen, maar hy het tyd gemaak om by ons stil te staan en te sê, ek wil jou genees. En jou geloof het jou gered. Kry ons mense nog innig jammer, soos Jesus hulle jammer kry? Die tweede ding wat in hierdie storie gebeur, wat my aan Jesus laat dink, is hierdie man het die arme ou daar op die vloer se wonde met olie en wyn versorg. Olie is 'n simbool van die Heilige Gees. En die Here wil vanoggend vir jou kom sê, ek sal liters olie oor jou wonde uitstort, want ek wil jou genees. Ek gee vir julle my gees. Een vertaling sê, die trooster, om na julle te kyk tot ek terugkom. Die Here los sy Heilige Gees, hy kom versorg jou wonde met olie. En wat 'n voorreg om deel te wees van 'n Pinksterkerk, waar die Heilige Gees, ek wil amper sê, gevier word. Vir baie jare het ek groot geword in die hervormde kerk en ek voel regtig asof ek 'n deel van God se karakter uitgemis het op. 'n Deel waaroor daar nooit gepraat is nie. En ons is bevoorreg om te wees waar die olie van God kan vloei en mense kan heel maak en kan genees en kan sê, ek is hier om jou te versorg en te vertroos. Die tweede ding wat hy ek wil net hierdie skrifvers gou vir julle lees. Jesaja 61 sê, die Gees van my Heer, die Here het in my lewe gekom. Die Here het my die krag gegee om goeie nuus te bring vir die wat moedeloos is. Ek tel die op wat neerslagtig is. Dis sy gees, dis sy olie, maar ek lees vanoggend dit in die 83 vertaling. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf
om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes 'n vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. Stikkend op die pad hoef te lê en mense stap net verby nie. Dankie dat u gees, maar ook u bloed vir my genoeg was. Efesiërs 1 sê, deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. Ek en jy kan dit nie opgebruik nie. Ons het genoeg, want hy het in oorvloed kom gee. Oorgenoeg olie, oorgenoeg wyn. Oorgenoeg Heilige Gees teenwoordigheid, oorgenoeg bloed vir my en jou gestort, sodat ons heel kan wees. En die laaste ding wat vir my uitstaan uit hierdie storie is, die barmhartige Samaritaan sê, ek betaal vir jou. En as dit nie genoeg is nie, gaan ek terugkom en die res betaal. Hy sê vir hierdie man, ek is bereid om jou skuld te betaal. En moenie bevrees wees nie. Ek gaan terugkom en ek gaan die res ook betaal. En Jesus kom vanoggend en hy sê, ek het vir jou betaal. Elke hou, elke spyker was vir jou. Ek het vir jou betaal, maar ook die belofte, ek gaan terugkom. En ek sal alles betaal om jou saam met my hemel toe te vat. Alles wat nog op jou rekening verskuldig is. Jesaja 53 vers 5 sê, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy sonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het alles betaal. Hy het betaal wat myne en joune moes wees, 'n prys wat ek definitief nie genoeg geld voor sou hê nie. En in daai tyd het dit so gewerk, as hierdie barmhartige Samaritaan hierdie man ingeboek het by die herberg, hy het betaal wat hy kon vooruit en hy het gesê ek sal terugkom. As hy nie teruggekom het nie, kon hulle hierdie man as slaaf aanhou om sy skuld terug te werk. Klink dit nie vir jou bekend nie? Jesus het betaal aan die kruis. En as hy nie sou terugkom nie, sou ek en jy slawe van hierdie wêreld vir altyd gewees het. Maar hy gee vir ons 'n belofte om aan vas te hou. En hy sê, ek kom terug om jou te kom haal, om jou laaste rekening te kom betaal. Jesus is die beste voorbeeld van 'n barmhartige Samaritaan. Maar hy sluit daai gedeelte af met die woorde, toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Kom ons hou op redeneer oor wie's nou eintlik my naaste en aan watter kant van die treinspoor tel hierdie en watter kant is oukei. Kom ons hou op om te besluit, is jy regtig my liefde werd? Is jy regtig my moeite werd? Want Jesus het nie hier 'n onderskeid getref nie. Hy kom en hy sê, gaan maak jy ook so. In die konteks van hierdie jaar wil hy kom sê, Klein Karoo gemeente, gaan leef jy nou liefde. Ek het jou gewys hoe dit lyk, ek het vir jou die voorbeeld gestel, gaan leef jy nou liefde. Ons kan nie net kom op 'n Sondag en kom ontvang en onsself volmaak en niks om mee doen nie. Gaan leef jy nou liefde. Gaan volg my voorbeeld.
Mag die kerk 'n plek wees waar ons kom om te hoor wat dit is wat die Here vir ons wil hê. Om te leer wat dit is om soos Jesus te leef. Om te kom op 'n Sondag en te sê, Here, ek wil ontvang 'n opdrag van U af. Wat is dit wat ek hierdie week moet gaan doen? Wat is dit en waar is dit waar ek hierdie week U lig kan gaan skyn? Want as ons hier inkom met die houding van, Here, ek kom om te ontvang, maar ek gaan niks daarmee maak nie, dan glo ek mis ons die grootste opdrag. Gaan en gaan doen jy nou ook net dit. Maar ek besef daar's vanoggend mense wat stikkend op die vloer lê. Ek besef daar's mense wat net bid, Here, as iemand net by my kan kom stil staan. Theo, ek wil vra as jy kan speel dalk net 'n bietjie. Ek wil jou nooi vanoggend. As jy voel jy stikkend op die grond, dat jy sal kom sodat ons saam met jou kan bid. Maar ek wil 'n tweede uitdaging maak vanoggend. En ek wil jou vra, as jy voel, Here, ek het my passie vir mense verloor. Ek het my passie vir U mense verloor. Dan wil ek vra dat jy ook sal kom. Here, kom steek iets nuuts in my aan die brand, 'n nuwe innige simpatie, 'n innige empatie vir mense. Ek wil jou nooi, hier gaan mense wees wat saam jou kan bid. Kom stikkend. Die Here wil met olie, wyn jou wonde versorg vanoggend. Maar kom ook, as jy voel, Here, kom maak my nuut. Gee my nuwe passie vir mense. Kom wys my wie's my naaste, sodat ek liefde vir hulle kan leef. Ek nooi jou uit, ons gaan 'n paar oomblikke gee. Dankie Jesus vir die beste voorbeeld. Dankie dat U ons leer. Dankie Here dat ons kan kom om te hoor wat U wil vir ons lewe is. Wat U opdrag vir ons is. Here, maar mag ons dit vanoggend ontvang. Mag ons nie net woorde wees nie, maar daders. Here, ek bid vir 'n nuwe passie in elke lid van Klein Gemeente. 'n Passie vir mense. Geopende oë om nood raak te sien. Vrywillige voete om te loop en te gaan help, op te tel en nie 'n ompad te soek nie. Here, ek vra dat U ons geestelike ore fyn sal instel om te luister. Te luister wanneer iemand nood het. En Here, dan weet ons, U voorsien die krag en die wysheid en die insig om hulle ook by te staan. Al is dit net ons werk om hulle tot by die herberg te bring en ons daar te los, waar U hulle verder sal versorg, Here. Mag ons hoop gee vir die moedeloses, omdat U lig deur ons skyn. Dankie, Heer, vir U lig. Amen.